Here God, ons leef in 'n wêreld wat al meer goddeloos lyk, God verlate lyk. Here, gelukkig is dit nie die waarheid nie, maar dis hoe dit vir ons lyk, dis hoe dit vir ons voel. As ons die nuus volg en die nuus lees, en of dit is op plaaslike vlak, op provinsiale vlak, nasionale vlak, internasionale vlak, dan wil ons amper moed verloor, hoop verloor. Asof U onttrek het en gesê het, laat mense nou maar maak wat hulle wil. Dis hoe dit voel, Here. Here, dankie dat ons wat hier by mekaar is, weet, dis nie die waarheid nie, weet dat ons gevoelens is subjektief en dis nie waar nie. Here, U is altyd daar, U is altyd by ons, selfs in die moeilikste, donkerste tye. Here, dankie dat U elke dag die son laat opkom en weer laat ondergaan. Ten spyte van ons eie sonde, ten spyte van die mense wat ons is of die dinge wat ons doen. Here, U ken elke hart, elke gedagte, U ken elke lewe, elke omstandigheid wat hier by mekaar is. U ken elke lewe wat die video kyk, of dit hier is of een of ander plek anders in die wêreld. Here, U ken ons elkeen op die naam. U sê in U woord dat U selfs die hare op ons kop getel het. Here, dis hoekom ons vanoggend moes hare kam, want gisteraand was die engele weer besig. Dis hoe lief U ons het, Heer. U het ons nie alleen gelos nie, ook nie nou in hierdie oomblik nie. U is hier. U wil met ons praat, U wil met ons ontmoet. U wil ons uitdaag. U wil ons hoop gee. Dankie, Here. Kom praat. Ons luister. Mag ons nie net luister nie, mag ons ook doen. Amen. Ek het hierdie advertensie uitgestuur Vrydag aand oor lyfstaal. En sedert ek het uitgestuur het ek agtergekom, maar daar's baie mense wat actually 'n preek hieroor wil hê. Wat wil verstaan van lyfstaal en dinge wat gebeur en hoe dit werk, want party lyfstaal is baie obvious. Jy weet, jy ry by iemand verby of iemand jaag by 'n taxi verby wat voor hom gestop het, want noodligte in Suid-Afrika is mos nie noodligte nie. Noodligte in Suid-Afrika is stop anywhere lights, nê? As hulle dit aansit. En dan kry jy hierdie obvious lyfstaal, jy weet, hierdie sekere vingers wat opgegooi word, en ek hoef, in elk geval, nê? Ander lyfstaal is 'n bietjie minder subtiel, jy weet, of 'n bietjie meer subtiel, bietjie meer, jy weet, as jy vir 'n paartjie kyk, partykeer dan sit ek so in 'n koffieshop elders, en dan kyk ek hoe 'n ou en 'n meisie saam kuier, en dan probeer ek agterkom, is dit 'n eerste date, is dit 'n tweede date, hou hy van haar, hou sy van hom, en ek probeer kyk na die lyfstaal, en sit sy nader, of trek sy terug, of sê sy, ja, vandag kry ek 'n gratis koffie, maar hierdie kan nie gou genoeg verbygaan nie, of, wat probeer ek, wat sien ek? Nou, toe ek in bediening begin het ek so 'n klein kantoortjie gehad, en hy het net 'n 2-sitplek bank gehad en 'n 1-sitplek stoel. Nou as ek 'n paartjie moes sien vir huweliksberading, dan het ek altyd obviously gaan sit in die enkelstoel, maar as hulle in daai 2-sitplek bank gaan sit, dan het ek geweet, waar trek hulle met mekaar? Sit hulle rug aan rug, kyk hulle vir mekaar, is hulle hier om te sê ons wil graag trou, of is hulle hier om te sê ons dink ons wil skei? Jy weet, waar trek hulle? Waar is hulle in die situasie? Maar die probleem is, nou het ons karre met kaartjies in. Jy weet, jy kan praat met iemand op jou radio, en dan kan jy kwaad raak vir hierdie persoon, en jy kan begin meer fisies verbaal raak, en dan dink die mense om jou, jy skree op hulle. En dieselfde gebeur in verhoudings. Dit gebeur in huwelike. 'n Man of 'n vrou kom by die huis na 'n moeilike dag by die werk, en dan is hulle lyfstaal nie baie positief nie, en hulle is 'n bietjie on edge en moeilik en whatever, en dan wonder die ander persoon teenoor wie dit uitgehaal word, of teenoor wie hierdie lyfstaal gewys word, wat het ek verkeerd gedoen? Wat gaan nou weer aan? Wat is hierdie? Is ons huwelik op 'n goeie plek? Gaan hy my los? Was hy by 'n ander vrou? Was sy by 'n ander man? Het iemand vir haar oogies gemaak by die werk en ek weet nou nie meer op nie? En dan begin jy al hierdie goed deur jou kop gaan, of
iets gebeur en jy staan op 'n spesifieke manier of jy kyk op 'n spesifieke manier en jou span het sopas die bal genak, maar jou vrou probeer eintlik met jou praat. Nou is jy eintlik kwaad vir die ou wat die bal genak het of vir die ref wat die verkeerde call gemaak het en nou vra jou vrou vir jou, soek jy sous op jou burger en dan sê jy, dan skree op haar oor sous op die burger en dan wonder sy of sy kan kos maak. Verstaan jy dat lyfstaal subjektief is en dat 'n mens baie maklik dit kan misinterpreteer en kan assume en kan sê ek dink ek weet wat jy wil sê, ek dink ek weet hoe jy teenoor my voel. Kan ek net vir jou sê asseblief as 'n man, kan ek alle vrouens asseblief vra, moenie assume nie, moenie dink jy weet hoe ek voel nie, vra my. Nee, vra my voor jy vir my kwaad word. Nee, ek sê dit soveel keer vir my vrou, dan sê ek vrou, hoorie, ek is regtig jammer. Ek het jou lief met alles in my, maar ek tree nie altyd op asof ek jou lief het nie. En as jy twyfel oor of ek jou lief het, en of ek hou van die kos wat jy maak, en of ek met jou wil praat op enige stadium, ek wil. Soms is timing 'n bietjie af. My kop is nie waar my lyf is nie, en dan pla jy my, of jy vra my iets, en dan haal ek dit op jou uit, wat besig is om in my kop te gebeur, of op die TV te gebeur het, of wat vroeër gebeur het in die dag. So moenie assume nie, daar so is sommer die mini-preek, wat ek eintlik nie oor wou gepreek het nie. Nou, hoekom praat ek oor lyfstaal? En ek wil praat oor Handelinge, hoofstuk 2 tot hoofstuk 6, terwyl jy moet wag tot by die einde. Ek wil vir jou vra om saam met my te blaai, as jy jou Bybel hier het, na Handelinge 2 toe, en terwyl jy so toe blaai, gaan ons eers iets sê oor hierdie Bybel wat ons lees. Gaan ons verklaar dat hierdie is my Bybel. Hierdie is God se onfeilbare woord. Hy's nie heilig nie. Ek skryf in hom, ek krap in hom, ek plak plakkertjies, ek kleur hom in, want ek moet hom opeet, ek moet hom stikkend lees. Hierdie is my Bybel, dis God se onfeilbare woord, dis die swaard van sy Heilige Gees. Hoe meer hy ingekleer is, hoe stikkender hy gelees is, hoe skerper is my swaard. Dis deur God geïnspireer om my te onderrig, om verkeerdhede te weerlê, om my te reg te wys, om my te wys hoe om die regte leefstyl te kweek. Hierdie is wat God gebruik om my voor te berei vir my roeping op aarde. Elkeen van ons het 'n roeping op aarde. God gebruik sy woord om my ten volle toe te rus vir elke goeie ding wat hy wil hê ek moet doen, want hy wil hê ek moet goeie goeders doen. Wanneer ek dit lees, is ek oop en ontvanklik. So ons kom sê vanoggend voor ons hierdie Bybel lees, ons kom nie met agendas nie, ons kom nie met vooropgestelde idees nie, ons sê, ons wil hê God moet praat, en wat hy sê, is wat hy sê, dis sy waarheid en ek ontvang dit. Ek's bereid daarom om my leefstyl aan te pas, by wat God leer, eerder as om by die wêreld of my eie denke aan te pas. En dan sê ons, spreek God, ek luister. So, Handelinge 2, vers 42. Nou, ek gaan gou so toe blaai. Handelinge 2, vers 42. Geel ingekleer in my Bybel. Nou voor ek dit lees, wil ek vir julle terugvat na min of meer die jare toe ek gebore is, die 70s. Toe 'n man met die naam van Bill Hybels in 'n klas gesit het op universiteit. En 'n dosent in eklesiologie, met ander woorde, wat aangaan in die kerk en hoe God se kerk werk, lees hierdie teks vir sy studente. En Bill Hybels is geïnspireer. Nou ek gaan die teks saam met jou lees, dan gaan ek die res van Bill Hybels se storie vertel. En dan gaan ek vir jou vertel hoekom ek dit vertel, want Dynamis is deel van daai storie. Dit wat in daai klas gebeur het, so in die omgewing van my geboorte, het éventueel gelei daartoe dat Dynamis gebore is. So kom ons lees dit saam. Handelinge 2 vers 42 tot 47. Hulle, dis die eerste gelowiges, die eerste kerk. Daai mense wat na Pinkster, toe God se Heilige Gees uitgestort het en met 4 tonge en Petrus het gepraat en elke mens het God se woord in sy eie taal gehoor en 3000 mense is gedoop en het hulle lewe vir die Here gegee. Daai eerste Christene, hoor wat het gebeur. Hulle, hierdie eerste Christene, het hulle volledig gewy, met ander woorde 100% gegee aan die leer van die apostels. Met ander woorde, dit het nie gegaan oor wat sê die apostels nie, maar dat hulle gesê het wat Jesus gesê het. Aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep ontzag het oor elke persoon gekom.
Die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Moet net gou 'n disclaimer hier insit. Die eerste kerk het gedink, omdat Jesus opgevaar het en gesê het, ek kom net so terug en julle sal dit sien, het hulle gedink, Jesus kom terug terwyl hulle nog leef. Hulle het nie daai teks verstaan van een dag is soos 1000 jaar by God nie. En dis hoekom hulle alles verkoop het, want hulle sit mos nou en wag, want Jesus kom hulle haal, hulle het nie meer aardse goed nodig nie, en toe kom hulle later nie, latere briewe van die Nuwe Testament gee agterkom, hulle het agtergekom, 'n tiende is wat die Here gevra het, jy hoef nie alles te verkoop nie. So hier's net 'n disclaimer. Maar in elk geval, dan vers 46, hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Ander woorde, hulle het elke oggend of elke aand kerk gehad. Tolorde, né? Van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier, met ander woorde, hulle het beurte gemaak om by mekaar se huise nagmaal te hou. Hulle het hulle kos met jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. Hulle het God deurentyd geprys en die goedgesindheid van die hele volk geniet. En die Here het elke dag mense wat verlos is by die gemeente gevoeg. Ou vertaling, die Here het die wat gered is by die gemeente gevoeg. Nou hierdie teks se uitloop in terme van die geskiedenis van die wêreld van daai tyd het gemaak dat Christene op die ou einde vervolg is. Sien, die keiser van daai tyd het elke nou en dan, want mense het onder die broodlyn geleef, dan het hy die groot waans in die stadsplein ingestoot, vol brood wat verniet uitgedeel is. Nou die Christene het dit nie een keer 'n maand of een keer 'n kwartaal gedoen nie, die Christene het dit elke dag gedoen. Hulle het hulle kos met mekaar gedeel, mense het gesond geword, want mense het actually ordentlik geëet, en hulle het omgegee, hulle was daar vir die siekes, en hulle was daar vir die weduwees en die weeskinders, hulle het net omgegee, en God se liefde geleef teenoor alle mense, en toe raak hulle meer populêr as die keiser, en toe die keiser kwaad geraak, en hulle vermoed dat die keiser toe van sy soldate gesê het om 'n stuk van die stad aan die brand te steek, van Rome, en toe die stad begin brand, toe sê hy, dis die Christene, en toe is die Christene vervolg, en aan pale vasgemaak, en hulle is straatligte geword, en hulle is verleeuws gevoer, en by kraanse afgegooi, en gekruisig, duisende op 'n slag, volgens die geskiedenis, want hulle het so 'n positiewe impak gehad op die gemeenskap, dat hulle 'n bedreiging geword het vir die Romeine. Hulle was magneties, hulle was aansteeklik. Nou, terug by daai student in die klas, in die 70's. Bill Hybels sit in die klas en die dosent sê vir hom, Imagine dis hoe kerk gelyk het vandag. Imagine, daar's hierdie groep mense, wat so leef, wat so absoluut toegewy is aan dit waarvoor Christus sy lewe gegee het. Want ja, Christus het sy lewe gegee sodat ek en jy van sonde bevry kan word, maar Christus het ook sy lewe gegee sodat die kerk kan bestaan. Sodat gelowig is, want kerk het ons gemaak, en dis ons fout, as mense, nie ek jok, nie as mense nie, as kerkleiers. Kerkleiers het die fout gemaak om kerk 'n gebou te maak. Kerk is nie 'n gebou nie, kerk is God se mense wat God se wil doen, dit was nog altyd. Die woord ekklesia is, wat in jou Bybel vertaal word met kerk, is nie dit nie. Die woord ekklesia moet vertaal word met die woord community, gemeenskap, 'n groep mense wat dieselfde ding dink en voel en leef. Dis wat die oorspronklike bedoeling was van kerk. En hierdie student sit in die klas en hierdie dosent kaast hierdie visie van 'n gemeenskap van gelowiges, van 'n klomp mense wat in die jaar 1970 of 1980 of 1990 of 2026 so leef, volledig toegewy aan God se liefde, God se boodskap, volledig toegewy aan omgee vir mekaar, omgee vir die wêreld, wat hulle het, deel met ander, wat hulle het, sê maar, dis nie myne nie, dis God se, ek sal dit gebruik, en ek sal 'n rentmeester daarvan wees, en wanneer God dit nodig het, sal ek dit gee, en wat hulle tyd vir mekaar gee, en wat so in mekaar se lewens saam leef, dat hulle weet wat by almal aangaan, en hulle gee om, en hulle dra mekaar. Dit klink idyllies, maar Bill Hybels het daar opgestaan, en hy het gesê, professor, help my, wys my hoe. En hy het
Willow Creek Kerk begin in Chicago in Amerika. En hy het begin in 'n filmteater. Later was die filmteater nie genoeg nie, en toe skuif hulle oor en skuif hulle oor en skuif hulle oor, en hulle is nou, hulle hoofkampus sit so 8.500 mense in sy hoofauditorium. Hulle het 'n volledige restaurant en 'n kinderbediening, en hulle kinderbediening het Super Tubes. Jou kind word ingeboek by die kinderbediening, en sy ouderdomsgroep, en dan sy 0 tot 3 jaar oud is, dan druk jy hom in daai Super Tube in. As jy 3 jaar tot 6 jaar is, druk jy hom in daai tube in, en dan gly hy tot in die klasie waar hy nou gaan wees vir die dag. Hulle word ingeboek met nommertjies. Dis amazing. Maar dit het nie daar begin nie. Dit het gegroei en gegroei. En Bill Hybels het begin die Willow Creek Association, wat gemeentes reg oor die wêreld wys en help om kerk te wees soos God dit wil hê. En ek het die voorreg gehad om saam met my kollegas in die NG Kerk soontoe te gaan en te besluit, gaan ons die NG Kerk in sy nie so verander en so, en toe ons terugkom, in elk geval, en dit nie gebeur nie, en toe's Dynamis gebore. Want ek het hierdie ding gesien en ek het geweet, maar dis waarvoor God my geroep het. God het my nie geroep om 'n struktuur in stand te hou nie. God het my nie geroep om net te wees wat hierdie boksie is, wat die titel dominee het nie. Vrydag het gebeur die snaakste ding met my. Vrydag het ons 'n begrafnis hier. 'n Groot begrafnis, en hier's baie mense van all over. Maar die mense het lekker gekuier, en dit was goed so, hulle het lekker gekuier na die tyd. Maar nou, die begrafnis was 1 uur in die middag, en nou is dit al 1:30, dit gaan nou al aan vir 3 uur, ek jok. Ons is 1 uur tot 2 uur, en ons was hier by 2:30 rond. En ek besef, maar jene, ons gaan laat hier uitkom vandag. En die mense kuier daar agter, en ek sê vir die arbeid, luister, kom ons begin die voorste stoele hier, want hier was 400 stoele hier binne, of 300 stoele, kan nie onthou nie. Hier was vrek baie stoele hier binne, en al die swart stoele, Dynamis se swart stoele was tussen, en ek sê, haal die swart stoele uit, en ek begin stoele pak, en hier een vrou kom na my toe, en sy sê vir my, Dominee, wat is jou roeping? Is jou roeping om stoele te pak? Ek sê vir haar, my roeping is enigiets wat God van my verwag. En nou is dit om stoele te pak. En terwyl ek die stoele pak, bid ek vir elke een. Ek vra Here dat hy elke stoel sal volmaak, en dat elke mens wat in elke stoel sal sit, aangeraak sal word deur God se boodskap Sondag. Maar vir Sondag se boodskap om te gebeur, moet daar 'n stoel wees vir iemand om op te sit. So nou pak ek stoele en Sondag preek. Maar hoe is net so? En ek sê, dis wat kerk is. Kerk is nie, ek doen net wat vir my lekker is en goed is nie. Ek doen wat nodig is. Dis kerk. Want Jesus het nie net gedoen wat lekker was nie, hy het gedoen wat nodig was en aan die kruis gaan. So die Willow Creek Assosiasie het reg oor die wêreld al hierdie kerke begin, of net kerke gehelp. Elke kerk is onafhanklik en hy doen sy eie ding en whatever. Maar hulle almal dink dieselfde, almal vat Handelinge 2 as 'n riglyn en sê dis hoe ons wil wees, dis die kerk wat ons wil inspireer. En nou het Willow Creek 7 kampusse, die hoofkampus met 6 kampusse wat via satelliet en internet en whatever met mekaar praat, en waar die hoofleraar op 1 plek preek en op 6 plekke uitgesaai word. Bill Hybels is al afgetree. Die hoofkampus sit 20,000 mense deur hulle deure op 'n naweek. Hulle hou 4 dienste, 2 op 'n Saterdag aand, 2 op 'n Sondagoggend, sodat hulle al daai mense kan akkommodeer. En dan is die jeug en die kinders is op ander plekke, dis net 20,000 volwassenes in die hoofdiens per naweek. Dis 'n belewenis. En dis wat Dynamis is, of dat Dynamis behoort te wees. Vrydag by die begrafnis was die dominee wat die paartjie getrou, die vrou is oorlede, dis Karen Oberholzer van die laerskool, en Fani, die dominee wat hulle getrou het, meer as 30 jaar terug, het hy gevra om hierdie diens te kom lei, en sover kon agterkom is hy die hervormde kerk uit, en hy's 'n man wat regtig lief is vir die Here, en hy werk nie meer vir die hervormde kerk nie, hy's nou betrokke by Bybelverspreiding, en hy was hier in Giyani, en hy het in die rural townships kom Bybels uitdeel, en toe het hy kom preek hier by die diens, maar toe die diens klaar is, toe stap hy na my toe, toe sê hy vir my, Johan, hier's iets anders by jou. Iets is anders hier. Hierdie gemeenskap, hierdie mense, jou span, hierdie mense wat help stoele skuif en tee skink, en hy sê, hier's net iets anders. Wanneer Fani met my praat oor Dynamis, oor jou, dan praat hy anders.
En ek is bly om dit te hoor, maar ek is ook ongelukkig. En hoor my mooi, want hierdie ding, hierdie teks, daar's 'n woord in hierdie teks wat ek week op week vir die Here moet sê, Here, dis nog nie waar nie, Here, dis nog nie waar nie, en die woord wat ek na verwys, is die woord volledig, 100%. Ek onthou toe skole oorgegaan het van handgeskrewe rapporte na getikte rapporte, dis actually 'n ding, al hierdie jong mense vandag kry net sy rapport en hy dink is hoe dit altyd gewerk het, op 'n stadium met jou juffrou jou punte geskryf op 'n papier, dit was nie geprint nie. En ek was in Hoërseun skool Huguenot, ek was graad 8, en toe het een van die matrieks vir wiskunde 100% gekry. Toe hulle dit intik in die rekenaarprogram, toe breek die rekenaar, toe breek die sagteware, toe seize dit. Want die rekenaar se sagteware was nie geskryf vir die getal 100 nie. Daai sagteware, ek weet nie hoe dit gewerk het nie, my seun sal waarskynlik vir my sê dis nie moontlik nie, maar dis wat hulle vir ons gesê het, hoekom ons daai kwartaal handgeskrewe rapporte gekry het, want hulle kon nie die sagteware vinnig genoeg uitgesorteer kry. Want hierdie 100% het die hele stelsel, die appelkarretjie omgegooi, hy kon net 2 digits skryf en toe hulle vir hom 3 intik toe sê hy, maar hy wil nie verder werk. Nou dis wat hulle vir ons gesê het, ek dink net die rekenaar het gebreek en het nie geld gehad om reg te maak nie. Maar dis maar ek. Maar in elk geval, hierdie ding 100% het brein gebreek. Maar dis God se standaard. God se standaard vir my is nie, is ek 'n beter gelowige as die een langs my nie. Is ek nader aan God as my vrou of my kinders, of nader aan God as die dominee of die pastoor of wat ook al se titel jy gebruik vir wie ook al voor staan. Die Here meet jou teen 100%. Hy meet 'n gemeente, nie is ons beter as 'n gemeente af in die pad nie. Is ons meer aktief as 'n gemeente af in die pad nie. Doen ons meer as die gemeente af in die pad nie. Die Here meet ons nie daar nie, hy meet ons aan sy standaard en sy standaard is 100%. Nou hoekom het ek met jou gepraat oor lyfstaal aan die begin? Dis baie eenvoudig. Die Here verduidelik in die Nuwe Testament, en dit gaan ons lees soos wat ons nou die Bybel hoofstuk vir hoofstuk deurlees, praat hy van 'n klomp beelde vir die kerk, en een van die beelde wat hy gebruik vir die kerk is dat dit 'n lyf is. Dis 'n lyf, né? Nou, as ek hierdie jong man wat hier voor sit, né? As ek sê, is jy links of regs? Okay, as ek jou regterhand vat, en ek maak hom agter jou rug vas, en jou linkervoet maak ek aan jou bout vas, so, né? En ek sê vir jou gaan leef vir 'n week so. En dan gaan ek na Fani toe, en ek sê sim salabim, jou spysvertering gaan vir 3 dae nie werk nie. En ek gaan na Marcel toe en ek sê sim salabim, jy gaan nie kos kan proe vir 'n week nie. Sy het 'n kosstalletjie, so sy moet kos proe vir 'n week, want anders gaan die mense se kos sleg wees. Gaan dit werk? Natuurlik gaan dit nie werk nie. Jy het jou hele lyf nodig, elke deeltjie daarvan, veral jou spysverteringsstelsel, want dit raak 'n bietjie geklop hier binne as dinge nie werk nie, né? Dan voel mense 'n bietjie ongerieflik. Nou as ek en jy sê dat hierdie kerk, hierdie gemeente is 'n lyf, en elke een is 'n vinger of 'n nek of 'n oor of 'n wat ook al. Wat is jou plek? Waar pas jy? Want sien, die studie van lyftaal, of 'n lyf werk, of 'n lyf doen wat hy moet doen, is kinesika. Het julle dit geweet, daar's actually so woord. Die studie van kinesika. Nou as 'n eklesiologiese kinesikus, in ander woorde iemand wat is expert is van of kerke optree soos die lyf van God. Hier moet instap en ons 'n punt moet gee as 'n gemeente. En hy sou sê, right, ons het soveel mense wat opgedaag het vanoggend vir kerk. Okay? Soveel mense, hier soveel koppe. Soveel het koffie geskink, soveel was by die kinderkerk, soveel dit, soveel dat, soveel dat. Okay, maar kom ons gaan nou net bietjie verder. Soveel mense is op die rooster vir die tee en die koffie, so tel hulle almal.
Soveel mense is op die rooster vir die kinderkerk, so tel hulle almal. En so gaan ons aan. En dan sê hy, okay, maar maak die boeke oop van die kerk. Nee, wys vir my die kerk se finansiële state. Almal wat 'n volledige tiende gee. Tjik, 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 tjik. En hy sê, right, hier is die score. In terme van finansiële 100%, julle trek daar vir persentasie. In terme van betrokkenheid by die kerk, daar is jou persentasie. In terme van kind van God wees in die wêreld daar buite, leef jy dit wat jy sê, is dit actually so aantreklik, dat dit is soos wat hier staan, dat mense elke naweek het daar ekstra mense gekom, en elke naweek het mense ingestap wat nog nooit daar was nie, want hulle is gebring deur mense wat hier so fired up geraak het vir die Here, en so opgewonde geraak het oor wat God hier doen, dat hulle mense genooi het en gesê het, kom, jy moet dit beleef, jy moet dit voel, jy moet deel wees hiervan, dat die gemeente gegroei het en gegroei het en gegroei het. Wat se punt kry Dynamis? Wat se punt kry jy? Handelinge 4 vers 32 sê, al die gelowiges was een van hart en siel. Ek wil vir jou vra om te kyk voor jou. Kyk net voor jou, die ry voor jou. En as niemand voor jou sit nie, gaan jy nou maar moet agter toe kyk, maar dis die punt. Kyk voor jou, kyk of jy die name ken van die mense in die ry voor jou. Dis alreeds 'n prestasie. Nou gaan ek vir jou vra, weet jy wat is hulle grootste hartseer of hulle grootste pyn? Wat's huidiglik hulle grootste behoefte? Wat is dit wat hulle bang maak? Wat is dit waarvoor hulle bid? Wat is dit waaroor hulle huil? En dan gaan ek vra, weet hulle dit van jou? Wat is die punt wat Dynamis kry? Ek sal alles gee. My vrou sal alles gee. En ons sal aanhou praat. En ons sal aanhou werk. En ons sal aanhou probeer om 'n voorbeeld te wees. En ons sal hande vat saam met die mense wat saam met ons die wa trek. Ons sal hande vat saam met die wat getrou is, en ons sal aanhou opdag, elke Sondag, in die hoop, dat almal van ons op 'n stadium sê, 100% vir die Here, dis al wat goed genoeg is. En ek wil julle iets sê, ek's nog nie daar nie. Ek is nog nie by 100% nie. Want die vraag wat ek gevra het, ken ek julle almal se hartseer? Nee. Ken ek julle almal se diepste vrees? Nee. Ek kan nie eers julle almal se name onthou. Here, vergewe my. Dynamis is hierdie jaar 20 jaar oud, en Augustus wil ons 'n groot kuier hou. Wil ons saam braai, ons gaan paddle speel, ons gaan 'n klomp, ek dink daaraan om daar by Krabbe eendag 'n lekker stap te doen, waar Dynamis saam gaan stap, en die wat nie kan stap nie, kan net sit en wag, en water aangee vir die wat kan stap, en so aan, net 'n paar goedjies meer doen, dat ons mekaar net weer leer ken. Dis hoekom ons by Dynamis so baie koffie drink. Dis hoekom ons probeer kuier voor die tyd en na die tyd. Dis hoekom ons probeer sê, maar leer mekaar ken. Gee om vir mekaar, raak betrokke in mekaar se lewe. En ja, dis meer waar hier as meeste ander kerke in die dorp. En ek sê dit nie met trots nie. Ek sê dit in nederigheid. Maar ons meet ons nie teen meeste ander kerke in die dorp nie. Ons meet ons teen Handelinge 2. En ons is nie daar nie. Is jy? Is ek? Mag die Here ons help. Amen. Here, vergewe my, vergewe ons. Here, dankie vir die inspirasie. Dankie vir die feit dat U vir ons die kerk gegee het om ons te dra in ons moeilike tye. Dankie dat ons boeties en sissies langs ons het, wat saam met ons kan kuier in die hospitaal en saam met ons kan kuier by 'n braai. Iemand wat saam met ons kan help om mekaar reg te maak, maar iemand wat ook saam met ons die Here kan loof. Here, dankie dat ek iemand het wat vir my koffie aangee oor 'n toonbank, of my kinders besig hou terwyl ek in die kerk is. Here, dankie dat ek ook 'n beurt kan kry om dit te doen vir iemand anders.
Here, dankie dat ons daar kan wees vir mekaar, dat ons saam kan nagmaal hou, saam soms kan eet, saam soms kan braai. Mag dit meer gebeur, Here. Mag dit meer gebeur. Vergewe ons waar dit nie gebeur nie. Dankie, Here, dat U gesterf het nie net vir ons, sodat ons die ewige lewe kan hê nie. U het gesterf sodat daar 'n kerk kan wees, mense wat U liefhet en mekaar regop hou in 'n stikkende wêreld. Dankie vir Dynamis. Dankie dat Dynamis nader daaraan is elke dag as wat ons die vorige dag was. Mag dit altyd so bly. Wil U in elke een van ons se harte en gedagtes werk, dat ons sal deel raak, regtig deel raak, nie net opdaag nie, maar deel raak, betrokke raak. Nie net hier nie, maar ook daar buite. Want kerk is nie net dit wat op 'n Sondag gebeur. Dis wat ons met ons lywe doen in U naam, elke dag daar buite. En by skool, by werk, by sport, by braai. Dis kerk. Here God, daarom kom ons nou en ons kom sê, dis nou daai tyd van die diens wat ons kan sê, ek is ook getrou in my finansies. Dit wat God van my vra, ek gaan nie al my grond verkoop nie, ek gaan nie al my hele besigheid verkoop en vir die kerk bring nie. Ek gaan nie my hele salaris hier kom neersit nie. Nee, Here, ons moet nog leef. Ons moet nog werk daar buite, ons moet nog dinge betaal. Maar Here, U standaard is 'n 10de. Skuif die komma 1 plek, dis 'n 10de. Here, dis moeilik. En al kom dit oor tyd, ons moet daar kom. Ontvang, Here, ons 10des en ons offergawes. Mag ons volledig wy, soos wat U in Handelinge van ons vra. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou 10des en jou offergawes. Ontvang die seën van die Here. Mag elke woord in God se woord jou opbou, jou uitdaag. Mag elke woord in God se woord jou troos, jou bemoedig, 'n lamp wees wat jou wêreld verlig, wat vir jou voete die pad wys, die pad verlig sodat jy nie val of struikel. Mag jy in God se woord ontdek elke oomblik dat die Here vir jou goed is en aanhou goed wees. Mag jy ontdek dat die Here vir jou sorg, dat hy jou raak sien, dat hy vir jou sy liefde gee, dat hy jou goedgesind is, dat hy vir jou voorspoed gee, dat hy hom verbind aan jou, sy kind, en dat hy jou elke dag seën. Amen.